die titel van my studie is die effek van buitetekstuele en kontekstuele faktore in gewoontaal. So, vir die van julle wat nie weet nie, gewone taal, volgens sy bijvoorbeeld in wettekst en gewone taal bevorder die gebruik van duidelike, die verstaanbare taal in regering en besigheidsdokumentasie. So, wat is gedefinieer, beteken gewone taal, dat jy gebruik die taal wat verstaanbaar is vir die bedoelde gehoor van waar jy moet. So, jy kyk met die bedoelde gehoor en gebruik taal wat toepassing op jou besluit. Die verbruikers, die gewone taalbeweging in Amerika in 1960 saam met die nuwe mensenrechtenbeweging in die tyd. Gewone verbruikers wou self kon bemagtig die taal waarop met dokumentasie en verbruikersomgewing kan verstaan en dat hulle weer beteken vir iets wat redelik bouwstaan. Van die 60 tot vandag toe het die gewone taalbeweging aansienlik gegroei in tyd. Daar is baie organisaties wat gedeens is van gewone taal en daar is baie navorsing wat gewone taal te doen. In Suid-Afrika spesifiek kom gewone taal baie voor in ons wetgewing. Die mees verskriklikste van daarvan is die verbruikersbeskermingswet van 2008. Volgens hierdie wet moet dokumente wat met gewone mense gebruik, wat met te doen het met die verbruikersbeskermingswet, moet in gewone taal beskryf word en die wet definieer gewone taal as taal waarmee iemand wat geleerd is met die dokument wat ons so kan verstaan. Daar is verskillende tegnieke wat mense kan gebruik om gewone taal toe te pas. Byvoorbeeld om die aktiewe vorm eerder as 'n passiewe vorm te gebruik, om supportersinne eerder as naksinne te gebruik, om van jargon te vermy, om moeilike terme te definieer. Maar natuurlik hang dit natuurlik af van wie die gehoor is, van die gewone taal is van die toepassing op die gehoor van die dokument. Jy pas dit maar toe, soos wat jy dit van werk van die gehoor. So, die studie wat ek doen nou, volg op die studie wat ek doen van my MA-thesis. En in my MA het ek navorsing gedoen oor die iteratieve aard van die suksesvolle toepassing van die gewone taal. Omdat daar staan dat mense met gewone taal gebruik in besigheidsdokumentasie en dokumentasie en verbruikersbeskermingswet, is baie mense van mening dat hulle maar net of besighede dink, dat kan hulle net vinnig 'n definisie iewers insit, en as hulle nou gewone taal gebruik, dan is hulle reg. Maar in my navorsing het ek bepaal dat dit gaan nie 'n suksesvolle dokument maak as jy net soos een ding nie gewone taal gebruik nie. Dit is 'n iteratiewe proses van toepassing en verfyning. En jy toets dit altyd met die kontent wat nog die dokument Nou in my MA-studie het ek spesifiek gebruik gemaak van 'n gevalle-studie wat finansiële vorm was. En ek het 3 byvoorbeeld van die vorm gehad waar almal verskillende vlakke van gewone taal gebruik. En ek het gesien dat meer gewone taal gebruik moet meer blijkbaar verstaanbaar en verstaaning die dokument vind. Maar selfs by laaste weergawe van die finansiële dokument met soos verskillende baie gewone taal wat gestrooi was dit nog steeds nie 'n regbaar blijkbaar of 'n verstaanbaar dokument vir die mense nie. So toe het ek gedink, miskien is dit nie die dokument self die probleem is, die konteks waar die dokument voorkom wat die probleem is en hoe mense dit verstaanbaar blijkbaar nie. En ek het gedink dat omdat dit is finansiële konteks en dit is gebaseer op verskillende elemente en is jargon in die tipe konteks, dat dit nog so hoe eenvoudig het word en miskien gaan dit maar net altyd moeilik is om mense te verstaan. Want soos ek is enige nommers iewers gekom en kan nie meer verstaan nie. So, die fokus van my studie is, ek gaan kyk na die effek van faktore buite die gewone taaldokument op die blijkbaarheid, verstaanbaarheid en die leesbaarheid van die dokument ervaar. So, waar my aim was die kyk na die dokument self en dan nog die faktore buite die dokument. So, ek kyk spesifiek na 2 faktore, die een is die kontekstuele faktore en die tweede is buitetekstuele faktore. So, in my navorsing definieer ek kontekstuele faktore as faktore wat te doen met 'n vakkundige omgewing en ek kyk spesifiek na die finansiële, mediese en regse kontekste. Hierdie 3 kontekste is die tipe kontekste waar gewone taal die meeste voorkom, want dit is die
dan wat ook van daarop uit afgeleid word. En dit is dieselfde vir die buitentertiëre faktore, so speel die repetiese opvoeding, ekonomiese klas, huishoudbaarheid, vakantievakansie, en betrokkenheid en rol met die blijkbaarheid, versamelbaarheid en vaardigheden, en die meld van wat word geappliceerde, en dan wat daarop afgeleid word. So, my navorsingsvraag het vaak beide kwantitatieve en kwalitatiewe analises. So, hierso is dit vir julle baie passing van die einde van die dag. Okay. So, my theoretiese uitgangspunt, wat moet ek vermaak? Okay. My theoretiese uitgangspunt is, ek doen nie binne die veld van dokumentanalise en ontwerp. En dokumentanalise en ontwerp is multidisciplinaire studie, dus uitgangspunt waar jy kyk na die teorieë van en die maak van publieke dokumentasie. En so dis multidisciplinair, jy wat dit kyk na soos die grafiese ontwerp van 'n dokument, die tekslinguïstiek, tot die sielkunde, maar ek kyk met teoretiese uitgangspunt en ek spesifiek kyk na goeders wat buite die dokument voorkom en ek fokus spesifiek op sosio-linguïstiek, psigolinguïstiek en interkulturele kommunikasie. Okay, so my metodologie is soos ek het julle gesê, ek gaan maak gebruik van 3 kontekste, naamlik die mediese konteks, die regskonteks en die finansiële kontekste. En dan binne die kontekste het ek 3 dokumentgenres geïdentifiseer waarmee gewone mense die meeste aanraking kom, naamlik brochures, inligtingstukke en forums. Nou, en toe ek gaan soek vir bestaande gewone taaldokumente wat brochures, inligtingstukke en forums is binne daardie kontekste. En toe ek 2 bestaande gewone taaldokumente per genre gevind. So, daar's 2 finansiële brochures, 2 finansiële inligtingstukke en 2 finansiële forums. Die eerste voorbeeld van een van die gewone taaldokumente vind ek, dit is 'n brochure in die mediese konteks. Daar is duidelike gewone taaltegnieke, daar word op verwys na as jy, as die leser is jy, en die opskrif is baie duidelik en daar word van oppunte gebruik, ons daar staan baie duidelik gewone taaltegniek in. Die tweede, die een van dit is nog 'n voorbeeld, ek het 18 dokumente totaal met sonder voorbeelde. Die tweede een is ons Universiteit Stellenbosch voorgraadse kontrakte en dit is ook 'n gewone taalskryf, daar word gepraat van jou inligting. Die inligting is baie foto gemaak en daar word van oppunte gebruik gemaak, so dis ook baie duidelik gewone taaltegnieke hierin. Okay, nou ek wanneer ek my data gaan versamel of kwantitatieve vraelyste gebruik, en in die vraelyste gaan die blijkbaarheid, verstaanbaarheid, ervaring, opvoeding, ekonomiese klas, huishoudbaarheid en Afrikaans en betrokkenheid by die dokumente toets. Dit is alles veel eerste vrae, so dit is heel eenvoudig. En dan gaan ek dit op Sunserver sit, wat ons online, ons quizzes opsit, en dan gaan ek op sosiale media sit om en daardie versprei. Ek maak, omdat my data en dataversameling kwantitatief van aard is, ek maak van 100 respondente per vraelys gebruik, so dit is 1800 mense. Maar ten minste is die vraelyste kort, as ek opvraag per vraelys, en dit is ook dat dit en dan die populasie eindelijk maak. Hulle moet Afrikaans eerste taal in matriek gehad het, wat anders toe ek kan weet dat dit nie is omdat hulle die Afrikaans mag, dus hulle moet verstaan nie, maar hulle moet raak, maar hulle moet verstaan nie. En hulle moet dus 30, 65 nog oud wees, want ek soek mense wat spesifiek in 'n sekere, totaal in die werksomgewing wees, en dan ook daardie omgewing van hulle lewens wees, terwyl mense wat ouer as 65 is, daar's die woning ander type dokumente wat vir afgetredes van toepassing is, en jonge mense is ook nie daar en ook nie in daardie kontekste ingekom werk. Okay, so ek gaan dan, wanneer ek my data gekry, gaan ek inferentiële statistische methodes gebruik om 'n multifaktoranalyse uit te voer. En uit by multifaktoranalyse wil ek kyk na wat is die verbandskappe tussen die kontekste en buitetekstuele faktore en die verstaanbaarheid, blijkbaarheid en dokumente ervarings. So my analyse, wat ek gaan doen, so ek gaan my data versameling heel op kwalitatieve opgif, maar ek gaan dit analyseer met kwalitatieve elemente. So die bydrae van my